passie vir Proteas het definitief begin by my oupa, Loot Fourie. Hy is iemand wat groot droom en hy glo glad nie daarin om enigiets klein te doen nie. So sy droom van die begin af vir hierdie plaas was om hoofsaaklik kings te plant. So hy het in die vroeë 90 jare die plaas gekoop en toe nou in 2002 het hulle die eerste Cineroides op die plaas geplant. Die Tsitsikamma is 'n ongelooflike goeie landbouomgewing met 'n groot diversiteit van natuurlike plantgroei en die weer is gematig met 'n baie hoë reënval van bykans 1000 mm per jaar. Omdat ons grond so vlak is en met tye baie kleierig, help dit ons om die boogrond te gebruik om ridges te vorm wat dan nou help met die waterbestuur. Ons identifiseer steeds met die koning Protea. Daar is ongeveer 52 verskillende kleurvariëteite waaruit daar nou oor die jare verskillende cultivars gevorm is. Dan is ons ook trots om te sê ons het ons eie cultivar op die plaas gekweek en geregistreer wat bekend staan as die Regina wat na my ouma vernoem is. En ook nog ietsie interessant is die woord Regina is 'n speel van die woord king, want dit beteken koningin in Latyns. Ons het 5 verskillende Cineroides cultivars op die plaas, waarvan die Claire, die Madiba en die Redrex deel vorm, en dan ook 12 verskillende cultivars klein Proteas, en tussen alles bly die koning Protea maar die gunsteling. My mentor, Kemp Meiburg, sê altyd vir my, om te meet is om te weet. So wanneer dit kom by die plant van Proteas, is jou grond en jou watermonsters ongelooflik belangrik. Jy moet weet wat die samestelling van jou grond is, as ook die regstelling daarvan voordat jy Proteas plant. En dan, Proteas het 'n spesifieke grond nodig, grond met 'n lae pH wat suur is. Proteas het ook sanderige grond nodig met 'n goeie dreineringsstelsel en lae fosfate. Kalk en yster in water kan 'n probleem veroorsaak en moet definitief reg bestuur word. Daarna is akkerboubeginsels baie belangrik om te help met boordbestuur, besproeiing as ook die oes van die plant, en dan gebruik ons ook mulch vir die eerste 4 jaar om te help met onkruidbeheer, en dit help ook die plant om sy omgewing te domineer. My raad aan nuwe opkomende boere sou wees, moenie net inspring nie, doen goeie navorsing en kry kennis by die kenners op die produk en die gebied waarna jy belangstel, en dan kwaliteit is ononderhandelbaar. Kwantiteit, hierdie bly 'n numbers game, en dan volhoubare lewering. Jy moet eenvoudig deurlopend kan lewer.